Nou ja, hierdie aanstelling van ou Piet Hegseth as die Secretary of State van die Department of War, volgens Trump, was eintlik 'n disaster. En ons kan duidelik sien hoe lyk die disaster na hierdie klomp vliegtuie wat agtergebly het in Iran en die klomp wat nou afgeskiet is en so aan. Sal 'n bietjie op 'n stadium daaroor praat, is belangrik om dit te verstaan. Maar Piet Hegseth is in die spervuur en dit is met goeie rede. Die ouetjie het nie credentials nie. Hy's 'n man wat beskuldig word van dronkenskap, verskeie buiteegtelike verhoudings. Hulle het hom nou beskuldig van insider trading. En dan het hy 'n klomp uitsprake wat hy gemaak het oor die weermag wat hom baie ongewild gemaak het. Nou in die laaste week of wat het hy mense afgedank. Hy dank groot generaals af in die Amerikaanse weermag. En ek het toe 'n bietjie gaan vra op AI, hoeveel het hy nou al afgedank? Nou luister mooi. At least 2 dozen, so ten minste 24 generaals en admiraals in die Amerikaanse weermag al afgedank. Die een wat die grootste krisis was hierdie week wat verby was General Randy George, Army Chief of Staff, fired April 2026. Dan is dit Charles C.Q. Brown Jr., former chairman of the Joint Chiefs of Staff, Admiral Lisa Franchetti, Admiral Linda Fagan, Commandant of the U.S. Coast Guard, Lieutenant General Jeffrey Cruz, head of the Defense Intelligence Agency, dismissed after an intelligence assessment contradicted President Trump. David Hockney, General David Hockney, head of Army Transformation, Major General William Green, Jr., Army Chief of Chaplains, Rear Admiral Milton Sands, Commander of the Navy SEALs, fired in August 2025. General James Mingus, Army Vice Chief of Staff, forced out in October 2025. So hierdie ou het begin skoonmaak in die Amerikaanse weermag se topstruktuur. Want hierdie Piet Hegseth is eintlik 'n Jode puppet. So 'n ruk terug was hy in die nuus, want hy is 'n Zionist evangelical, of hulle noem hulle self ook Christian nationalists. Dit is ouens wat baie pro-Joodse staat is, en dis gewoonlik ouens wat dan van die standpunt af uitgaan, dat die Jode is nou, die Joodse staat is nou Israel is nou herstel, die versameling van Israel is herstel in 1948, het God nou Israel herstel daar in die Midde-Ooste, en nou moet ons nou net wag vir 'n derde tempel, en dan gaan die antichrist sit in die derde tempel, en dan gaan ons hierdie laaste groot finale oorlog hê, dan gaan Jesus kom, maar voordat ons nou by daai punt kom, sal ons hierdie oorlog hê, wat dan nou sal lei tot die oprigting van 'n derde tempel, en dan hierdie oorlog, sal dan nou lei, is amper iets soos, die derde tempel gaan daarop uitgaan, dat daar 'n wegraping gaan wees. So, al die wegrapers, en daar's 'n groot klomp van hierdie mense wat so verdwaald is. Hulle wag vir hierdie groot oorlog in die Midde-Ooste, en dan sal daar nou 'n 7 jaar vrede kom, en dan gaan die Joodse staat nou die Al-Aqsa moskee platstoot, of wat ook al, en dan gaan hulle die nuwe tempel daar opbou, en en dan gaan hulle offerhandes hê, hulle het nou alles is klaar in plek, en die red heifers, en allerhande sulke stories, maar dit sal dan nou lei na die finale Armageddon oorlog. Maar voor daai tyd, hoef die Christene nie te worry nie. God gaan hulle wegraap. Nou, dis absolute leuns. Nou, hierdie leuen het Piet Hegseth begin gebruik, want hy sê Joodse puppet, om die mense in sy weermag, in die Amerikaanse weermag, daarop te wys dat hulle moet nou veg vir Jesus. Hierdie Iran-oorlog is says troops are fighting for Jesus. So hierdie Iran-oorlog word dan nou as 'n godsdienstige oorlog teen Islam daar gestel aan die weermag, en dit word dan uit 'n godsdienstige oogpunt aan die Amerikaanse weermag en selfs aan die publiek verkoop. Hy het verder ook gesê, I'm a Christian and I robustly support the state of Israel. We have no greater ally than the state of Israel. So hierdie ouetjie is heeltemal verdwaald. En hierdie oorlog in Iran is onder andere ek sien ou Trump sê, ja, nee, Piet Hegseth het gesê, ons moet hierdie oorlog in Iran doen.
Nou ons weet Bibi Netanyahu is betrokke, ons weet die Mossad is betrokke, ons weet die CIA uitgesê nee, dis nie 'n goeie idee nie. Ons weet die Amerikaanse weermag het gesê hel, dis glad nie 'n goeie idee nie. Maar met Pete Hegseth aan bewind en Trumpie, die sot wat geïndoktrineer en heeltemal gebreinspoel is deur ou Netanyahu wat permanent daar kuier in goed in sy kop prent, het ons nou by 'n punt gekom dat dit baie sleg gaan met die Amerikaanse weermag. En dat die topstruktuur van die Amerikaanse weermag stukkie vir stukkie uitgehaal word. En die plan is heel moontlik dat as hierdie groot koppe nie daar is om weerstand te bied teen hierdie Hegseth sot nie, wel, dan kan hulle nou hulle sogenaamde Armageddon oorlog hê, hierdie groot massiewe oorlog en dan die derde tempel, en dit is alles Joodse fabels, dit is alles Jode leuns, Zionist evangelical leuns, dit staan nie in jou Bybel nie, reg? Dit is alles leuns en dan is daar die wegraping en dan moet ons nie worry nie, Jesus gaan nou ons kom haal. En op grond daarvan sien ons hierdie krisisse in die Midde-Ooste. Daar's ander faktore ook betrokke, maar dit is die storie wat aan Pete Hegseth verkoop is. En ek het dit, ek sal dit vir julle wys, ek het 'n video, kyk mooi wat hierdie sot alles kwytraak, want dit is baie problematies, want ons is definitief nie nou by 'n wegraping nie, daar is nie een nie, en ons is definitief nie nou by 'n wederkoms nie, en die Jode is nie die Israel van die Bybel nie. So die mense is heeltemal mislei, en op grond van hierdie misleiding, word seuns en dogters vir die FSA geoffer vir die Moloch aanbidding van die Joodse staat. Maar kyk hierdie video. U.S. military leaders are telling U.S. troops that the war with Iran is part of God's plan. This isn't a conspiracy theory, it's reported journalism. Jonathan Larson, a credible fact-based journalist, broke the story of a combat unit commander who first told troops the God's plan thing, then added that Trump was, quote, anointed by Jesus to light the signal fire in Iran to cause Armageddon and mark his return to Earth. This wasn't limited to just one commander. Between Saturday and Monday night, the Military Religious Freedom Foundation logged more than 110 similar complaints from more than 40 units across at least 30 military installations in every branch of the military. Defense Secretary Pete Hegseth has enshrined Christian nationalism at the Pentagon. Hegseth belongs to an evangelical church led by Doug Wilson, who advocates for Christian dominance over government and society. And Hegseth has tattoos on his body that he describes as emblems of the modern-day Christian crusade. Both of Trump's administrations have been heavily staffed with Christian nationalists at the highest levels. Rolling Stone documented this in 2020, noting that before he became Trump's Secretary of State, Mike Pompeo told a rally in Kansas that we will continue to fight these battles. It is a never-ending struggle until the rapture. While Secretary of State in 2019, Pompeo told the Christian Broadcasting Network when asked whether he believed that God might have put Trump in office to save the Jews from Iran, Pompeo replied, "I am certain that the Lord is at work here." The New Republic has now picked up this story, which is another fact-based newsroom that is lending credibility to this reporting. Add the New Republic, Rolling Stone, and Jonathan Larson's Substack.